Here Jesus, mag ons altyd na hardloop, na U teenwoordigheid toe, Here. Here, mag ons U soek met alles in ons. Here, mag ons U lief hê met ons hele hart, hele verstand en siel, Here. Here, daar waar U is daar vryheid. Here, mag ons U vrede ervaar, vanaand, deur die week, elke keer wat ons U teenwoordigheid intree, Here. U is alomteenwoordig. Here, mag ons sensitief wees vir U oral waar ons gaan. Here, mag ons harte soek vir U in die oomblikke in die week. U is ons hartsbegeerte. Dankie, Here. Amen. Ek het vasgesit. Goeie aand. Dis die lig is af, great. Of nie die lig is af nie. Die son. Ek het vroeër vir die ouens toe ons hier voorbid, gesê dat as die son nog op is dit middag. As die son sak, dan is dit aand. As dit 8 uur, as dit 9 uur, dan is dit eers aand vir die res van ons. Goeie aand aan elkeen van julle. Hallo. Dis lekker as julle waai. Wees so. Niks fout. Great, goeie aand elkeen van julle. Dit is altyd anders om die bo te wees. Daai is eintlik nog steeds nie 'n plek van gemak nie. Ek met iemand, ek dink dit moet om Alfred gesels voor dat al gebeur hierdie vir 6 jaar. En ek gaan nou ook sien, maar sweet alweer. Voordat ek oploop, dit is en mag ek altyd in so 'n plek bly. Maar goeie aand. Vanaand voordat ons hardloop offergawes toe. My preektitel vir vanaand is jou hartsbegeerte. Dis nie, ons gaan nie in die rigting van 'n lysie wat ons gaan skryf. Ek wil vir jou sê vanaand wat moet jou hartsbegeerte wees. Ek wil vanaand vir jou vasmaak dat waar is dit waartoe jy eers te beweeg, voordat jy na 'n ander plek toe beweeg, voordat jy gaan soek vir 'n beloning, voordat jy in 'n ander rigting wil beweeg. En ek dink 1 + 1 is 2. Julle is reg. Die antwoord ken julle seker, maar ja, so kom ek gee nie te veel weg nie. Wat sien ek in voorbereiding vir vanaand? Wat ek gesien het is ons kry onsself baie keer by 'n wagkamer wat onsself 'n wagkamer, ek wil sê amper soos 'n afspraakkamer, soos voordat jy na die dokter toe gaan. Ek sou gesê tannie of oom, maar dokter was beter. Maar voordat jy daar uitkom dat jy wag dat hulle vir jou moet roep. Ons almal, as ek vir julle moet vra om julle hande op te steek, gaan julle almal julle hande moet opsteek, maar dit gaan nie nou gebeur nie. Die voorhangsel is geskeur. Amen. Right. Daar is nie 'n roep waarvoor ons eers hoef te wag om in sy teenwoordigheid in te kom nie. Daai is oop, dis waarwyd oop, die deur is oop. Nou staan ons en wag. Dis soos om in 'n ry by Clicks te staan. Jy het nooit 'n nommertjie getrek nie, maar jy wag dat jou nommertjie op die skerm wys. Dit gaan nooit gebeur nie. Die soektog wat ons moet hê na hom is op so 'n maklike manier dat jy kan net instap wanneer dit nodig is. Wanneer jy op soek is na hom, is hy beskikbaar. Ons hoef nie meer deur 'n hoë priester te beweeg om eers in sy teenwoordigheid in te kom of te weet enigstens verhouding te bou nie. Dit is maklik teenoor en wat ek sien in hierdie oomblik is ons wag vir die perfekte oomblik voordat ek gaan beweeg, voordat ek gaan commit en dit kry ons later dat ons net stil staan, niks doen nie. Dit wil ek trek en ek dink jy gaan altyd dit by my hoor. Aanbidding. Omdat dit my hart is. En ek dink dieselfde fout maak ons baie keer by aanbidding. Ons wag vir die hoendervleis oomblik of die oomblik waar die musiek soos Erika baseline speel of iets gebeur op 'n instrument wat is soos daai het ek nog nie gehoor, Jesus, hier sak dit nou. Worship is aanbidding. Dis dieselfde ding, aanbidding is worship. Maar as dit iets is wat ons vir die res van ons lewens gaan doen, is daar gewig daarin.
Ek het ergens hier geskryf en dit is eintlik later, maar hy gaan nou kom. Ons het aanbidding addisioneel gemaak en nie Engels gaan nou sê essential. So ons het dit additional gemaak in plaas van essential. Aanbidding het baie kere geword dat ons dit nie gebruik om in sy teenwoordigheid te kom nie, maar meer as 'n roetine voordat ons eintlik uitkom by dit wat ons ervaar as die enigste manier om by hom uit te kom. Maar daar is soveel krag in aanbidding vir 'n ander preek, vir 'n ander tyd. Waarvoor is ek bang? Dat ons sy teenwoordigheid 'n once in a blue moon situasie maak. Net 'n Sondag, net 'n konferensie, net 'n kursus, net wanneer kom ek sê selfs so net wanneer JC op stage is, wanneer enigiemand anders preek, is dit gewoonlik nie so nie of iets. Dus daai is 'n mentaliteit wat mense begin ontwikkel. Is dit iets wat jy gaan ervaar? Yes. Is dit iets wat jy voorsensitief moet wees? Definitief. Trek dit vinnig weer terug na aanbidding toe. Ons voorbereiding kan lyk soos wat dit lyk. En ek het laasweek en hierdie week nog met die aanbiddingspan gepraat dat my prioriteit wat ek wil hê vir elkeen wat hierbo is, jy eerste moet worship. Jy eers soos nie net op die verhoogie, maar voordat jy op die verhoog nog self klim. Voordat jy op die verhoog self klim, is dit 'n leefstyl wat dit vir jou moet wees, want jy moet gewoond wees om in sy teenwoordigheid in te loop, in sy teenwoordigheid in te kom. Hoe kan ons verwag om elkeen van julle te lei in 'n plek na teenwoordigheid as ons dit self nie eers ervaar nie, as ons self nie so in te beweeg nie? So is dit ten volle ons verantwoordelikheid om julle daar te kry. Nee, ons skep 'n atmosfeer, maar die persoon langs jou kan wees soos ek was daar, ek was in die troonkamer en die persoon langs hom kan weer sê, En dit gebeur, ons sien dit. So maklik soos dit die verantwoordelikheid kom by jou neer oor hoe sterk ervaar jy hom? Hoe maklik erken jy sy teenwoordigheid? Dis daar kere wat mense sal sit en iemand is soos, "Jesus, het jy daai gevoel?" En dan sê jy soos, "Nee, het nie." Kom op 'n plek waar jy gereeld by hom kan sit. Aan die begin gaan dit taaf wees. Ek het die voorbeeld gemaak op 'n tyd van 'n kind wat sy pa se stem leer ken. Wat sommer ek dink toe maar net vriende maak Lloyd in die saal. Sarah gaan nie as jy gaan nie op 'n 3-jarige ouderdom sê, "Hey, trek gou die kar vir my in asseblief." Dit gaan nie gebeur op 3 nie. Wat op 3 gaan gebeur is net sit die koppie neer. Jy mond af. Nee, moet dit nie gooi nie. Klein stappies waar jy later dan uitkom by dan kan ek jou meer vertrou. Dit is skerry om te nie glo nie. Dit gaan nie altyd gebeur nie. Ek sê dit kan. Dit gaan nie altyd gebeur dat jy in die eerste go 16 mense voor jou gaan genees met kanker en 14 en ons voel as dit nie gebeur nie, dit het nie gebeur nie. Voordat ek laaste ding wat nou my kop opspring. Dis 'n Ierse ou, ek dink ek het dit al vertel. Wat vir klomp, ek dink is 30 of 40 jaar evangelis was. En ek dink Hendrik het my nog op 'n tyd die storie vertel. Dit was hy. Wat uit vir 30, 40 jaar was hy evangelis. Nooit iemand gesien voor hom na die Here te draai nie. Daar en dan sal elkeen van ons voel, hierdie wat ek my hele lewe opspandeer het, is 'n flop. Nie lank daarna nie, is daar toe 'n kerk eventually wat ontstaan en almal se stories klink dieselfde. 'n Oomie wat so en so en so lyk, het met hulle kom gesels en hulle het nie daai oomblik nie, maar later is dit iets wat begin spoel het, iets wat begin gebeur het. En later het 'n kerk ontstaan van hom, hulle kry hom toe eventually vind hom. En hoe hierdie oomie in trane is om iets wat hy gevoel het, hy self gevoel het, my lewe was 'n flop. En hy het nie onmiddellik die vrug gesien nie, maar hy het aangehou. Dis wat ek wil hê ons moet doen. Hou aan. Myself na vorentoe spring. Later gaan ons kom by Matteus 7 wat praat oor soek. En jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Bly dit doen. Dit is 'n random voorbeeld wat ek neergeskryf het, maar gaan nie 'n briljante chirurg word as jy nooit studeer nie. Ons verwag om groot godsmanne te word, maar ons sit nie die tyd, die nodige tyd in om daarby uit te kom nie. Ons wil dit môre hê, nie oor 3 jaar of Dawid het ook baie lank moes wag nie. So Psalm 14 vers 2 voordat hy op is.
Ek hoop asseblief elkeen steek julle hand op. Wie is verstandig? In ander woorde, soos wie slim? Asseblief steek jou hand op. Almal moet verstandig wees. Hoekom ek so sê? So almal moet verstaan kan hê, almal moet verstaan kan begryp. Verstandig die slim besluit maak. Miskien is dit nie, ja, gaan ek sê nie, dat Rianne wat al was nie. Wees verstandig. Psalm 14 vers 2. Die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. Paulus verwys later terug in Romeine 3, verwys hy ook terug hierna. Wat hy sê, soos geskrywe is, dis nou nie op die bord nie, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Die verstandige besluit is, soek God. Klop. Ek gaan nie daai geraas maak wat ek voorheen, want ek het met die tieners ook, byvoorbeeld dat ek bly klop, en dit raak 'n irriterende klop, maar ek bly klop, want ek wil daarby uitkom, ek wil hê die persoon moet die deur oopmaak. As iemand bloei en jy weet aan die ander kant van die deur is 'n paramedic, jy gaan bos gaan om daai ding te probeer oopkry. Ek nodig jou help en in daai mate soek die Here net so op daai manier. Wees verstandig en soek hom. My stresor is almal het al die Here sien beweeg erns. Dis hoekom jy hier is vanaand. Dis hoekom jy glo, dis hoekom jy heiliglik op soek is na hom in wat ook al manier jy doen. Maar wat die Israeliete in die wildernis, en dis nog 'n konsep wat my brein gebreek het. Jy het gesien hoe die see oopgaan. Jy het gesien 'n wolkkolom, jy het gesien 'n vuurkolom. Jy het manna gesien wat hy vir jou versorg het. Wat's quail? Kwartels, flocks of quail was die Engels. Klein, so jy het gesien hoe hy dit ook self vir jou versorg het. Ek dink amazing ding is jou klere, of die Israeliete se klere het nooit vergaan nie. Dit het, ons sê, pristine gebly, dit het goed gebly, dit het mooi gelyk. Die tabernakel wat hulle gebou het, die heiligheid wat hulle ervaar het rondom die priester. Die koperslang is nog die finale een wat jy ook nog gesien het. En dan die scary ding, Korag is een van die laaste gebeurtenisse wat gebeur het. Dis eintlik 'n ouetjie en dit was 2 of 3 gelante saam met hom gekry. Ek dink dit was 3 ekstra. 3 gelante saam met hom gekry wat teen Moses en Aaron begin praat het. Dit lyk nou soos 'n eenheid preek. Maar hy het 2, 3 ouetjies gekry wat saam met hom gestem het as kom sê groter leiers teenoor Moses en Aaron, en hulle het onder dit nog 250 ander manskappe gekry wat voel dat Moses en Aaron het die priesterdom of ons almal is mos 'n heilige nasie, julle stel julleself bo ons. En onder woord en onder soos Moses wat by die Here ook daaroor gaan hoor. Later gehoor, ek gaan Engels, split hulle van die res van die nasie af, van Israel af, en hulle word ingesluk. Ingesluk voor mense wat jy ewe skielik is soos, okay, so daai 3 word ingesluk, die ander 250 word deur 4 uit daai gat. Nee, dit was uit die tabernakel uit. Een van die twee, sorry, ek gaan moet seker maak oor daai en ek is jammer. Maar 250 word verteer deur 4 en direk nadat is jy nog steeds besig om te sê, kan ons nie net terug gaan Egipte toe nie. Kan ons nie net, jy sien water uit 'n klip uit ook. Sorry, nog 'n feit. Kan ons net terug gaan na Egipte toe nie. Soveel kere vind ons osself dat ons content raak. Familiarity breeds contempt, Engelse slagspreuk. Vind ons onsself dat ons gewoond raak aan dit wat gebeur. Ons raak gewoond aan die roetine hier voor, ons raak gewoond aan die roetine hier agter wat ons doen Sondag na Sondag na Sondag. En ons verwag ergens moet daar verandering kom. Ek is heeltyd besig om my Engelse mense te quoteer. Dink dit was vir Einstein ook wat gesê het, the definition of insanity is doing the same thing over and over and again and expecting a different result. En ons vind onsself daar. Sondag gaan ek regryk. Jesus, hierdie Sondag gaan my regryk. Of Maandag gaan ek by die gym uitkom, dit gaan my regryk, en as dit weer die volgende Maandag, en die volgende Maandag, en dieselfde konsep, volgende week is my uitreik. Nee, bietjie taaf, ek het 'n tawwe week gehad, volgende week is weer my uitreik. Dit gaan ongemaklik wees om sy teenwoordigheid te soek. Jou vlees is teen die gees.
God is gees. Ons moet hom aanbid in gees en waarheid. Maar, en hier kom die goeie nuus nou. So sorry as ek op julle tone getrap het en geraas het. Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof, sorry, so julle tyd om te blaai. Ek het vinnig gelees. Nee, John. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is aan die wat hom soek. Die voor die tyd hier gepraat het, die eerste posisie is ek glo eers hy is. Voordat ek is op soek is na die beloning wat ek ergens gaan kry, voordat ek op soek is na dit wat ek gaan kry van hierdie verhouding. Dis nie 'n transaksionele verhouding wat ek het met God nie. Hy's God, hy's Heer. Hy moet aanbid word, hy moet gesoek word. Hy teenwoordig is iets wat ons na moet smag. Psalm 42, 2-3. Soos 'n hert, maar ek ken weer soos 'n wildsbok wat smag. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, 42 vers 2-3. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Om 'n soektog wees binne jou, 'n hartsbegeerte, my titel, 'n hartsbegeerte wees tot wanneer kan ek weer ingaan? Wanneer kan ek weer uitkom by U teenwoordigheid? Wanneer kan ek weer vat in dit? Wanneer kan ek dit weer voel? Wanneer kan ek dit weer proe? Nie net op 'n Sondag nie. Psalm 63:2. Ekstra op daai deel. O God, U is my God. U soek ek. My siel dors na U. My vlees smag na U. In 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Ons vlees is in hierdie plek van soek antwoord. Ek wil myself heeltyd volmaak met goeders waar ek my hande altyd op kan kry. So sy eerste neiging is nie ek gaan gees toe hardloop nie. Weereens weet ons die vlees is teen die gees. Jou gees is altyd op soek. Ek is van sterk opinie dat ongeredde mense is en wat nie glo in enige iets nie. Wanneer dit kom by 'n werklike ontmoeting met God, wil dit nie laat gaan nie, want hulle siel is nog heeltyd op soek na iets wat my maak voel, yes. Daar's 'n lewende dis kom self moslems, selfs sodra daar 'n ervaring is. Ek word grootgemaak, ek word geïndoktrineer van kind af met 'n moslim geloof. Maar die dag wat ek ervaar wat werklik waar is, wat werklik waarheid is ek bereid om my familie self, ek sê nie af te skryf nie, maar dis nou 'n keuse wat hulle moet maak, om my familie self eenkant toe te stuur, want ek weet, my siel dors nog heeltyd na hierdie wat ek hier ervaar. En ons wat dit vrylik kan doen, in Nigerië gaan dit mal, met die hoeveelheid ouens wat gemartel word en doodgemaak word vir hulle geloof. En ons kan dit nog vrylik doen. En ek's bly daarvoor. Psalm 100, 2-5. Dawid het so goed gedoen. Al sy psalms. Psalm 100, 2-5. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk en die skape van sy weide. Titel: Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Generasies ervaar al hoe lank die goedheid van God. Ek dink daar's baie wat in vandag se kultuur ons kan distract. Tuister, John sê tuister. Daar's baie in vandag se kultuur wat ons kan gooi weg van dit af, want dit is maklik iets wat baie vinniger is. Ek praat met die tieners ook oor ek het dit ergens gehoor, maar ons is 'n McDonald's generasie. Ons almal eintlik. Want as ek nou 'n antwoord soek, Google het dit. ChatGPT het dit. Claude, die slimmer een, het 'n beter antwoord. Nie net 'n antwoord nie.
alles is vinnig bekombaar, waar met God rug, geduld, is nodig, lydsaamheid, daar is tyd wat ons moet spandeer om dis nie net 'n once off nie. Sit jouself in die skoene van 'n pa as jou kind vir jou in een go vir iets vra en jy weet moontlik sy karakter. As hy vir jou in een go iets vra, jou eerste gedagte gaan nie miskien altyd wees, "Yes, ja, go for it." Maar omdat hy homself al bewys het, soos Jesus, ek kan nie vertrou met dit. Ek kan nie vertrou met nog meer. As gevolg van jou karakter, het ek nog nie eens gesien hoe jy hierdie gaan hanteer nie, maar jou karakter spreek al klaar boekdele, jou vrug spreek al klaar boekdele dat ek jou met meer kan vertrou. Ons wat dieper plekke soek in God, in Jesus, in sy teenwoordigheid, kom uit. Ek is getrou met sy teenwoordigheid, om in sy teenwoordigheid te kom. Dit is nie net vir my 'n once off dingetjie wat ons doen nie. En aanbidding is 'n baie goeie manier om dit te betree. 'n Manier om jou sensitief te maak. Ek het gesels met in Annelies nog hierdie week ook net oor hoe ons al gesien het hoe mense kan besig wees. En dan al is dit 1 of 2 aanbiddingsliedere, of dit vinnig is of dit stadig is daar fokus iewes skielik op dit wat vorentoe gebeur. Dit is 'n plek wat jou sensitief maak, dat alles anders raak stil en die gees stel op. Die gees is besig. Hier kom hy kikker. Matteus 7 vers 7 tot 8. Soek konstant. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. In die oorspronklike Griekse vertaling was dit nie net soek nie, dit was 'n konstant, dit is 'n continuous tense is wat die Engels sê. Jessie, ek moet of my Afrikaans moet versterk. Die ding is as ek met sommige mense Engels praat, dan begin hulle Afrikaans terugpraat want hulle hoor die Afrikaans deur die Engels. Soek konstant. Daai Grieks praat van 'n konstante soek, 'n continuous soek, 'n continuous klop, 'n continuous hardloop na hom. Ek wil 'n irriterende voorbeeld, maar as iemand heeltyd dit gaan doen in jou klop aan jou deur, jou voordeur, ek gaan baie vinnig kom om daai deur. Al is dit uit 'n bietjie frustrasie uit in my geval. Hy ken die hart uit waar hy dit doen. Maar daai deur gaan oopgemaak word. Klop konstant, soek konstant. Hoe meer ek in 'n rigting in hardloop op soek na 'n inligting, weet ek later waar om te gaan soek vir waar ek die regte inligting gaan kry. En later kom ek op 'n plek, Jesus, nou weet ek hoe om in u teenwoordigheid in te kom. Ek het al 'n paar keer, menige kere dit gedoen. Nou weet ek hoe om te hardloop na dit, want ek doen dit konstant. Dis wat elkeen van ons hartsbegeerte moet wees, by hom uitkom. Nog 'n voorbeeld wat ek aan gedink het is ou Suid-Afrika en wat ek bedoel met dit is wat die waardes en die sisteme wat selfs weermag in die manne ingedryf het. En ingewerk het paas van vandag gemaak. Vir wie hulle is, die waardes wat staan, die morele wat staan. En vandag se kultuur het dit so gedraai dat dit baie meer ons is. Ek vat dit terug na soos gentle parenting toe. Vandag is daar tot 'n mate soos dat daai selfs heeltemal weggeval het. Daar is dat iemand wat eerder 'n kameelperd speelding gaan kies bo oor 'n 3 weke vakansie in Zanzibar. Eerder die kameelperd speelding gaan kies en vir hulle laat ons toe om te besluit wat se lewenskeuses hulle moet maak. Daar was iets wat op The Price is Right gebeur het. Vir die wat wonder. Maar so het ons met Christendom ook dit 'n baie meer 'n emosionele toestand gemaak. As ek dit voel, dan is dit waar. As ek huil, dan is dit waar. As ek hoendervleisies kry, dan is dit waar. Al hierdie experiences, maar wanneer dit kom by steeds nog die waarheid, wanneer ek dit nie voel nie, is dit steeds waar. Wanneer ek dit nie sien nie, is dit steeds waar. Wanneer ek dit nie emosioneel voel of ek het nie hoendervleis nie, is hy steeds wie hy is. Die karakter verander nie, hy bly God. En dis die probleem wat ek voel ons
hardloop na deesdae. Ons eerste soektog is na iets wat ek dadelik kan ervaar. En as dit nie so is nie, sorry, dan hardloop ek nie soontoe nie. Dit bring my na, jy word waarop jy fokus. Jy word wie jou vriende is. Almal het dit al gehoor, ons almal het daarin beweeg. As ek konstant myself vind in skrif, as ek myself konstant vind in sy teenwoordigheid, Jesus gaan my karakter so begin verander. Ek gaan word waarmee ek die meerderheid van my tyd spandeer. Kan die twee Here gelyk dien nie? Jy gaan die een verag as dit nie hy is nie. As hy nie jou fokus is nie, gaan die ander ding word en jy gaan hom verag. Jy gaan minder tyd met hom begin spandeer. Wat 'n voorbeeld van wie ook al jy in hierdie oomblik kan sien as 'n godsman, of dit nou Smith Wigglesworth is en of dit JC is en of dit 'n John is of dit wie ook al. Okay, John. So nederig. Wie ook al jy sien as 'n godsman, ek beloof jou, daai ou is die ou wat konstant tyd spandeer by die Here. Daai is die ou wat jy weet vir 'n feit is heeltyd by hom. Is heeltyd besig om te soek na hom. Daar's 'n gewig wanneer daai persoon in die kamer intree, want hy's bewus van die teenwoordigheid van die Here. Hy dra dit, hy weet hoe om daarbey in te beweeg, hy weet hoe om dit ek wil amper sê saam te sleep. Hy hoef hom nie saam te sleep nie, maar hy weet hoe om daarin te beweeg. Wanneer hy daar is daar iets wat jy ervaar dadelik van dit. Jy gaan vind hierdie mense vind dit ook baie maklik om tydens aanbidding, in 'n oomblik wat kom van warbel na kom ons fokus gou, dan vind hierdie selfde mense, wie ook al dit mag wees in jou voorbeeld, vind dit baie maklik om iewes skielik te skuif in aanbidding in. Want ek weet, dit is my gewoonte om in te kom by sy teenwoordigheid. Dit is nie vir my 'n okay, my heart burst to life, I saw the light in his eyes. En dan wanneer dit by die derde liedjie kom, dan is ons eers daar nie. Maar daai eerste een is dit al soos Jesus, Here, ek prys U vir wie U is. Ek weet die waarheid wat in U is. Ek weet dat U is God. U is wie U sê U is. Van die begin af is ek al bewus van U teenwoordigheid. Ek sensitief vir die woordigheid. Dat die oomblik waar daar lof en lofsang is, want ons sien, dis hoe ons sy poorte ingaan. Dis hoe ons sy teenwoordigheid ingaan, deur lof en lofgesang. Dit is nie altyd net lied nie. As ons sy naam net verhef, sy naam net groot maak, is dit klaar daar. Lofgesang gaan net 'n baie groot deel wees van jou lewe in die hemel. Asseblief raak gewoond daaraan. Dis raak gewoond, raak gemaklik met dit. Dis iets wat baie betrokke gaan wees in jou lewe hierna. Jy gaan sien dat die ouens kan. Ons lees baie psalms. Dawid was 'n man na God se hart, want hy het die Here konstant gesoek. As hy sonde gepleeg het, repent en hy was op soek na die Here. Hy lê plat en hy soek die Here. Hy was konstant besig. Hy wil huise bou vir die Here en hy wil dinge doen vir die Here. Hy was konstant behep, wil ek amper sê. En behep sien ons baie keer as 'n negatiewe ding, maar hy was mal oor die Here. 'n Man na God se hart, heeltyd op soek gewees na hom. Nie man na God se hart wat in hierdie geval wanneer dit daarvan praat, soos hardloop, maar hy was lief vir hom. 'n Man na God se hart, omdat hy heeltyd op soek was na hom. Gedurig klop, gedurig daar wees. Sy hartsbegeerte was Jesus, was God. Kyk na die hart. Praat voor die tyd oor ek nog so 6 bladsye oor. Nee, ek moet ek ek praat voor die tyd oor ek sien baie kere ons beweeg in kamers of ons beweeg verby kamers wat ons nooit inloop nie. Soos catacombs in Frankryk, daar waar al die skedels en goed is, ignore die skedels, maar die kamers wat vol spinnerakke is, die vloere wat vuil is, daar's geen lig nie, dis hierdie cobblestone paadjies, dis die paadjies wat ek nou gesien het. Maar dis hierdie kamers wat ons nooit in beweeg nie, want ons bly by ons rotine. Ons bly by dit wat vir my maklik is, in plaas van 'n aanbiddingsoomblik is vir my ongemaklik. Wat miskien sing ek nie, miskien of mooi genoeg nie, of wat ook al. Of as soos vir oggend, kan ek net sê, sorry. Soos vir oggend, ek weet nie wie was hier nie. Ja nee was, maar
soos vanoggend, Johnny werk hier, jy moet hier wees. Soos vanoggend, ek het soos ek dink baie mense gooi dit baie keer en dan gooi dit hulle uit worship uit. Wel, okay, nie as hulle daarop fokus. My stem het gegly. Ek sal fyn met dit. Want as ek hier is my hele hart besig om te skree na God. So wanneer dit gebeur, is dit absoluut passie. Want ek los alles op die tafel. Ek wil nie afstap en dink, "Jesus, ek kon nog nader druk. Ek kon nog meer gedoen het nie." Ek los alles. Ja, voel dit na die tyd. Maar ek los alles op die tafel. En net soveel vir jou. Los alles op die tafel wanneer jy hier is. Of dit nou aanbidding is en of dit die preek is of dit jou fokus is, los alles op die tafel wanneer jy in sy teenwoordigheid kom. Moet nie wegstap met iets wat jy nog nie openbaar het aan hom nie. Onbedek dat jy voor hom staan. Moet nie iets los op die tafel nie. Luandi het so 'n tydjie terug, ek dink dit was 2-3 weke terug, was dit Luandi daar sê, oor die smeltpot. En daai ding het my kop so besig gehou. Oor die smeltpot gepraat en ons maak liewer regtig vir onsself moeilik. Smeltpot, daai wat jy soos minerale en goeders nou ingooi of minerale soos goud en silwer en wat ook al en dan smelt jy dit en dan kan jy iets daarmee doen. Die gebeurtenis wat ek sien gereeld met ons en ons smeltpotte is ons klim in, ons klim uit. Sondag klim ons in, dan klim ons weer vir die res van die week uit. Nou moet ons elke Sondag weer deur 'n proses gaan, weer gebrand word, weer deur die moeilike ongemaklik gaan omdat ek uitgeklim het, omdat ek besluit het, weet jy, genoeg van nou, dis 'n bietjie warm. Ek is klaar. Maar as ons konstant daarin bly, is dit so maklik om te gevorm te word in dit wat hy eweskielik wil hê jy moet wees. Dan is jy eweskielik wie hy wil hê jy moet wees. Jy beweeg saam met hom. Jy's in sy teenwoordigheid besig om gevorm te word die heeltyd in plaas van ek klim uit, dat ek gaan word wat ek wil word, nou moet ek weer deur die moeilike smeltproses gaan. En dit is soms seer, soms is dit nie lekker nie. Jy verloor mense, jy verloor vriende, jy verloor 'n klompie goeters omdat jy jou eie manier volg die res van die week. As ek 'n big brother kon wees, ek het nie genoeg tyd nie. Maar dan sal ek regtig waar gereeld wees soos en dis my hart, dis nie uit ek wil beheer nie. Dis uit my hart uit soos Jesus, ek wil jou so graag uitkry by konstant hardloop vir hom. Ek wil jou so graag bewus maak van by hom wees, elke besluit maak in sy rigting en hy wat bepaal waartoe jy moet gaan. Big brother is 'n baie ou vergelyking. Jeremia 29:13. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Vroeër het ek gesê ons moet God lief hê met ons hele hart, hele verstand en ons hele siel. Met alles in jou smag na hom, 'n hartsbegeerte. Bewaar jou hart want daaruit vloei die lewe. Met jou asseblief, laat jou hart vol wees van God. Dat sy lewe daaruit funksioneer, dat sy lewe daaruit vloei, dat alles wat by die hart van vol is weer is, die mond loop van oor. Dit wat jy spreek self Jesus is, God is, konstant, dat jou gedagtes ook verander word na dit toe. Maak seker jou hart, jou siel, jou verstand, alles is vol van hom. Hebreërs 13:15, ek spring een, ek sal nou terugkom. Laat ons dan gedurig deur hom, Jesus, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. 'n Lofoffer, sacrificial worship is wat mense ook baie keer oor praat. En dit bring my dadelik weer terug by die plek van soms gaan dit jou kos. Soms gaan dit ongemaklik wees om in 'n oomblik wat dit nie so lekker lyk om te prys nie. Dit verander nie wie sy karakter is as die oomblik in jou lewe nie goed gaan nie. Dit verander nie wie hy is nie, dit verander nie hoe hy is nie. Hy's konstant. En in sulke oomblikke voel dit soos 'n lofoffer. Here, ek sit hierdie ding op die tafel.
is nie vir my maklik nie. In daai oomblik, toets jouself asseblief erns hierdie week, in daai oomblik wat iets nie vir jou uitdraai nie. Jy gaan sien later, as jy dit gereeld doen, hoe jou gedagtes fisies vernuwe. Omdat hy die een is, waarna toe jy hardloop. Hy die een is, waarna toe jy gaan om weer vol te raak, in plaas van, al gaan dit goed of sleg, waarna toe jy hardloop, is hy die een wat jou weer volmaak. Laaste 2, Johannes 4, vers 23 tot 24. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Jou siel, jou gees roep uit na hom, konstant. Konstant. Is jy besig om daai te koester? Is jy besig om daai te cultivate? Of is jy besig om na die ander kant toe te gaan? Jou gees in gees en waarheid. Waarheid is alles hier binne. Waarheid. Wie hy is, wat hy al gedoen het, wat hy vir jou nog kan doen, wat hy vir jou nog gaan doen. Vir die wat glo, sal die tekens volg. Dit gaan nie oor wat hy vir jou kan doen nie. Maar die lewensveranderinge krag wat binne hom sit. Gees en waarheid wat ons in aanbid. As ons hier voor staan en trek dit weer terug worship toe. Probeer verslag in gees aanbid. Nie in vlees nie. Jy gaan 'n verskil voel. Dit gaan ongemaklik wees. Jou vlees gaan wees soos, wat doen jy? Maar jou gees gaan vol raak. Jou gees gaan hom ervaar. Laaste, en dis my gebed vir ons, is Psalm 51, 17 tot 18. Ons engelekoor het ek nog nooit gebruik nie, so vanaand gebruik ek engelekoor. Julle mag maar opkom. En die band. Psalm 51, ek moes nog altyd 'n grappie gemaak het. Dis nou is dit officially my deel. Psalm 51, 17 tot 18. As jy net die 3 kere voor dit gehoor het. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig, want u het geen lus in slagoffer nie. Anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Mag ons lippe hom verkondig, mag ons lippe verkondig wie hy is, wat hy beteken vir die wêreld, redder, saligmaker, verlosser, El Shaddai, hy is Immanuel saam met ons, hier met ons, God met jou. Daar's soveel waarheid, soveel lewenskrag in of lewensveranderinge krag in God, in Jesus. Mense kon vir jou bloedoortapping gee, net sodat jy kan voel, kan proe, nie my bloed nie, sy bloed. Kan proe, kan sien. Hierdie is wat dit beteken. Dit is wat dit is. Dat alles binne jou skree. As ons dit nie gaan doen nie, die klippe sal. Hy gaan ek alweer. Laat ek eerder die een wees wat in daai posisie kan staan en hom kan sy naam kan verhef. As wat ek dit moet los vir 'n klip. Steeds geskape. Maar ek is intellektueel, ek is verstandig, ek soek na die Here. Dis my hartsbegeerte om na hom te soek. Dit was goed. Ek gaan vra dat ons staan, maar net vir 'n oomblik. Julle kan so lank staan. En net vir 'n oomblik eintlik self net stil wees. Sien hoe ons elkeen staan op die bokant van 'n berg as die stroom
En dis hierdie klein stroompie wat besig is om te vloei uit ons uit. Maar hoe meer ek kies om te beweeg in hierdie stroom, hoe magtiger word hierdie stroompie om later 'n waterval te raak en wat later soveel krag het in die omgewing en soveel voeding bring. Ek wil sê soos wat ek sien hoe as gevolg van hierdie getrouheid wat ons toepas in gees, is daar so 'n oasis wat ons skep in ons omgewing deur net selfgetrou te wees. Self die dissipline te hê om gewoon te wees in sy teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid wat deur ons vloei. Is soveel ander mense van bewus dat daar's iets anders aan hierdie persoon. Daar's 'n krag wat ek nie kan beskryf nie. En ek soek dit. Jesus, my gebed is dat ons elkeen Here 'n verandering in ons tyd met U. En ek wil nie sê ervaar nie, Here, maar sal neersit om by dit uit te kom, Here. 'n Dissipline wat ons daarby gaan kry. Here, ek vra dat U in elkeen van ons openbaar waar, wanneer, hoe. Here, ons wil op U terme daarop uitkom, nie op ons terme nie. U is eerste prys. U bepaal ons weer. Ons net vrede. Jesus. Amen. Ons gaan 'n lied doen wat ons nie vandag gedoen het nie. Ons as band het dit geoefen en in hierdie oomblik spreek spesifiek waiting here for you. Ek wag vir jou. Ek wil nader kom aan jou. In hierdie oomblik probeer Gees en bid hom in gees en waarheid vir wie hy is. Dat jou gees uitroep na hom toe. Jou vlees kan los op jou sitplek. Doen. Here, ons soek tog eens na U. Ons hartsbegeerte is U. Heilige Gees, ek vra dat elkeen van ons vanaand vol van U sal uitstap. Ons as band gaan, as daar iemand is wat langer wil sit in net die atmosfeer sit, ons sal aanhou gaan, aanhou speel, die bedieningsspan sal ook hier voor wees. Here, my gebed is dat elkeen van ons vanaand U ervaar het, Here, U gesien het, Here, dat ons die week meer as net 'n plan sal maak om by U uit te kom. Here, ek vra dat ons elkeen se wese sal roep na U hierdie week. Here, dat ons dit sal antwoord. Here, ons weet waar om antwoord te kry. As ons klop, as ons soek. Ons weet waar om te vind en ons weet waar dit vir ons gaan oopmaak. Wie vir ons gaan oopmaak. U is ons koning. U verdien die glorie. Dankie, Here Jesus. Amen.